Ag Here, dankie. Here, dankie dat ons hier vanaand kan geloof en prys, Here. Een van die grootste gebeurtenis. Here, nie vir ons in die kruis kom sterf. Dit maak nie saak wie ons is, hoe seer of hoe gebroken ons is nie, Here. U maak nie. Dankie daarvoor, Here. Mag ek kom bid dat U vanaand in elke liewe ene van ons hart weer iets kom niets doen, Here. Ook het van ons weer 'n nuwe vuur kan. Ook het van ons net kan sien wat hier besig om te gebeur, Here. En dan dink ek as ek kan dit doen, as dit ek is, Here, dan dink ek kan almal iets doen vir U. Ons loof U en ons prys U daarvoor. Dankie dat U groot is en almagtig is. Here, dankie dat U die een is wat die wêreld beheer. Ons loof U. Ons prys U. Dankie dat U ons sondes geneem het vir U. In Jesus se wonderlike naam. Die naam bo alle name. Amen. Kan jy maar 'n klap gee? Jy kan jou langs jou groet. Jy kan 5 mense ten minste 'n high five gee. Jou sitplek so op my inneem. Dis wonderlik om julle almal hier te hê. Ek weet nie hierso, ek gaan nou hande opvra. Ek gaan nou hande vra. So jy moet vir 'n oomblik hierdie vraag dink en dan moet jy hande opgee. Ek wonder hoeveel van julle is daar areas in jou lewe wat jy altyd probeer beheer. Hande. Sy. En as jy sit nou en jy probeer die ou langs jou se hand in die lug opsteek, dan praat ek vanaand met jou. Want almal van ons het areas in ons lewe waar ons probeer beheer. Almal van ons. Almal het iets wat ons probeer, die Engelse woord sê control. En die snaaks genoeg is dat almal wat probeer beheer is gewoonlik die ouens wat sê, ek beheer nie eintlik nie. En ons probeer in beheer wees van almal om ons se opinies. En in plaas daarvan om die woord control te gebruik, kry ek mense wat my sê, Erik, ek is nie eintlik 'n controlling persoon nie, ek is net aggressively helpful. Of Erik, ek is nie eintlik so controlling soos wat ek behoort nie, ek is eintlik net baie deeglik georganiseerd. Luister hier, kan ek vandag vir jou iets sê, jy is so controlling dat jy maak selfs die koffiewinkeltjies op hulle senuwees. Almal van ons het iets in ons lewe of 'n area in ons lewe waar ons kontrol probeer vat. En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik vermoere sit, wat is dit wat jy besig is om te probeer beheer? Is dit dalk jou skedule? Tyd? Jy is so besig om tyd. Jy wil net tyd, dis tyd. Dit gaan alles vir jou oor tyd. En as tyd nie reg werk nie en dinge nie vir jou volgens jou gaan nie en jy probeer so beheer neem oor tyd, is dit dalk jou skedule? Dalk van julle vanaand probeer beheer neem oor jou geld. Jy wil weet waar alles en jy is seker en dit en niemand kan vir jou sê wat om te doen en jy wil beheer hê oor jou geld. Ander van julle wil dalk beheer hê oor mense. As daai ou net nie in lyn val van jou nie, jy weet, as hy net nie in lyn val en volgens jou wil en volgens jou manier doen nie, dan gaan jy hom sommer regstel met 'n paar klappe, maar almal moet in jou lyn wees en jou beheer en jy probeer beheer neem van mense. Of dalk probeer jy beheer neem van ander mense se opinies. Jy het hierdie perfekte Facebook posts en jy het perfekte Facebook foto's, want jy wil hê almal moet 'n sekere manier van jou dink. Jou huis het hierdie regte styl en hierdie spesifieke styl, want jy wil hê almal moet iets vir jou dink. Dalk beheer jy ander se opinies oor jou lewe. Van ons beheer ons omgewing. Ons wil hê alles moet in orde wees. Alles moet in plek wees. Niks mag uit wees nie. As jy in die huis instap, dan moet almal hulle skoene uittrek, want ons gaan net nie hierdie teeltjies vuil maak nie, want jy probeer jou omgewing beheer. Almal van ons het iets in ons lewe wat ons probeer beheer. En ek weet as jy my nou ken en jy's in my gemeente, as jy in my gemeente is, sal jy weet dat ons hou daarvan om partykeer goed te sê wat nie lekker is nie. En ek moet hierdie nou sê en dit gaan nie lekker wees nie. Dat jou behoefte vir beheer mag dalk jou grootste geestelike kwesbaarheid wys. Hoor mooi, weet ons hou nie hiervan nie. Wat jy probeer beheer vanaand wys waar jy God die minste vertrou. Wat is dit wat jy vanaand beheer? Wat is dit wat jy aan vasklou?
Want wanneer jy God nie vertrou in sekere areas nie, wat doen ons? Dan probeer ons beheer neem. En hoe meer ons beheer probeer neem, hoe meer raak daardie area uitbeheer, en hoe meer daardie area uitbeheer raak, hoe meer probeer ons beheer neem op 'n stadium, en hoe meer raak daai area uitbeheer het, en hoe minder begin ons God vertrou. Sien, ek wil hê ons moet vanaand vir 'n oomblik na God se woord kyk, en ek wil jou kom wys hoe Jesus, net soos ek en jy, baie maklik beheer kon geneem het oor 'n situasie, maar in plaas daarvan om beheer te neem, het hy surrender. En ek wil die storie wys in Matteus 26, as jy dit nou lees, wil ek vir jou konteks gee. Dit was, Jesus het hierdie laaste maaltyd gehad met sy disippels, en hulle het gesels oor al die great stuff wat Jesus gedoen het, en wat Jesus nog gaan doen, en al hierdie amazing stuff met mekaar, en na hierdie laaste maaltyd, en hierdie geëtery, het Jesus opgestaan, na die tuin van Getsemane toe gegaan, om te bid. Hoor wat sê Matteus 26 vers 36. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane, en hy sê vir hulle, sit hier terwyl ek daar gaan bid. Nou Jesus het gaan bid, want Jesus het geweet dat hy is op pad na die kruis toe. Jesus het verstaan en geweet dat wat vir hom voorlê op hierdie stadium is hektiek, en wat vir hom wag gaan verskriklik wees, en hy het verstaan dit, en hy het geweet dat hy die hele aand lank moet tyd spandeer met gebed, alleen tyd saam sy Vader. En die storie gaan aan in vers 37 tot 40. Hy sê toe vir Petrus, die twee seuns van Zebedeus, het hy saamgeneem. En toe hy bedroef en beangst geword het, het hy vir hulle gesê, manne, ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met my. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met sy gesig teen die grond, en hy het gebid, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker verby my gaan. Maar nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Daarna kom hy na die disippels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir hulle, Petrus, kon julle nie eers 'n uur lank saam met my waak nie? Nou dadelik, ek wil nie hard wees op hierdie ouens nie, né? Ek wil nie hard wees op hierdie disippels nie, want ek weet nie wie van julle nie, maar ek het al 'n paar keer in my lewe aan die slaap geraak wanneer ek gebid het. En so by so dat ek nou al, wanneer ek moeg is en ek bid, dan sê ek al 3 keer amen, sodat wanneer ek wakker word, dan is daar reeds 'n amen vir die amen wat ek gemis het dalk, omdat ek aan die slaap gemaak het. So hierdie disippels raak hier aan die slaap, terwyl Jesus besig is om te bid. Alraai, hy is besig om te bid. En hoor wat sê die vers 42. En 'n tweede keer. Side note, dis 'n side note. Partykeer vat surrendering meer as net een keer. Partykeer vat dit meer as net een probeerslag. Partykeer is dit maar 'n tweede keer en 'n derde keer en 'n vierde keer. 'n tweede keer, sê hy, het Jesus gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie lydensbeker nie by my verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Met groot sekerheid, met groot vertroue, kom en hy sê, Here, ek vertrou U. En kom Jesus in hierdie oomblik en hy kies om te surrender bo om beheer te neem. Wat ook ons my snaaks is. Veral in ons samelewing en die normale samelewing is dit nie so nie. Want culture vandag leer ons vat beheer. Culture vandag leer ons take control. Dis jy wat jou destiny begin. Jy moet dinge laat gebeur. Vat jy die control, laat jy dinge gebeur. Jy moet in beheer wees van jou lewe. Dalk het ons vanaand op hierdie aand van Jesus gekruisig vir ons iets leer. Dat ek en jy kan nie altyd beheer nie, maar ek en jy het altyd die vermoë om te surrender. Kerk, ek en jy kan nie altyd beheer nie. Ek en jy het nie die krag om altyd alles te beheer nie, maar ek en jy het verseker die krag om te surrender en die Here te begin vertrou met dit wat in jou gedagtes is. Kan ek jou 'n moeilike vraag vra? 'n Moeilike vraag, hier kom hy. Hoeveel van julle sal vanaand kan sê, ek wil eerder God se wil hê, bo my wil? Moet dit nie antwoord nie. Ek wonder hoeveel van julle, is 'n moeilike vraag, ek wonder hoeveel van julle sal eerder sê, ek wil hê wat God soek vir my lewe, in plaas van wat ek soek vir my lewe. Want ek dink 99% van julle, as ek die vraag gevra het, sou gesê het, almal van ons soek die Here se wil in ons lewe. Almal van ons soek wat God soek. Doen ons regtig? En kan ek eerlik met jou vanaand wees?
Somstyds wil ek nie hê wat die Here wil hê nie. Ons wees eerlik met mekaar. As jy nou my gemeente sê, jy weet, ons is eerlik met mekaar. Ek soek wat God soek, en ek soek God se wil vir my lewe, totdat hy my iets vra om te doen, wat ek nie eintlik wil doen nie, en dan is dit soos, Here, nou wil ek nie meer jou wil hê nie, maar nou wil ek eintlik my wil hê. Here, ek soek wat U soek vanaand. Here, ek wil U wil hê. Here, ek sal surrender. Ek wil hê wat U wil hê, Here, maar moet my asseblief net nie aan Iran toe stuur, om te gaan sendingwerk doen nie. Here, asseblief, ek soek wat U soek, Here, ek soek U wil, maar asseblief, Here, as ek met iemand trou, laat hom daar mooi wees. Maak hom sexy. Ek wil nie met 'n lelike man trou nie. Here, asseblief, ek soek wat U wil soek, Here, ek wil dit hê, Here, maar moet my net nie vra om in my besigheid te begin bid nie, want dit gaan ek nie doen nie. Sien, kerk, ons wil nie glo dat wat ons surrender, ons wil glo dat dit wat ons lewe vir die Here gee, en surrender vanaand, dat Jesus seker gaan maak dat ons altyd gelukkig is. Dat Jesus altyd gaan seker maak dat ons perfekte lewe het, dat Jesus altyd gaan seker maak dat ons gesond is, en 'n gemaklike lewe het, sonder enige probleme, want dis hoe baie mense dink, ons dink dat die oomblik as ons hart vir Jesus gee, en ons lewe vir Jesus surrender, dan moet my kinders mos 100% kry. Moet ons. Dan mag my kar mos nie breek nie. Ek het mos nou surrender. Dan moet my besigheid mos nou goed doen, want ek het mos surrender. Maar Jesus kom leer ons vanaand anders, dat Jesus roep ons nie vir 'n gemaklike lewe nie, Jesus kom roep ons vir 'n lewe van opoffering en surrender. Wat probeer jy vanaand beheer? Wat God wil hê jy moet surrender. Weet ek kan jy eintlik toestemming gee vanaand om met jou selfoon in die kerk te speel. Want jy kan jouself uithaal eintlik op 'n stadium in die diens, en ek wil hê jy moet op jou notes gaan of op 'n SMS gaan, en ek wil hê jy moet gaan neerskryf, wat is dit wat die Here vanaand wil hê jy moet surrender, wat jy probeer beheer. En as jy die guts het, dan kan jy, nadat jy die SMS, nadat jy getik het op jou notes, jy kan ewen die notes vir iemand stuur, wie jy vertrou, wat saam met jou bid daaroor. En as jy niemand het nie, dan kan jy dit na die kerk se foon toe stuur, en as jy nie die kerk se nommer het nie, dan beteken dit jy's nog nie 'n member nie, dan moet jy een van hierdie groen oudjies vra. Dan kan jy dit vir my stuur. En ek beloof jou, van maandagoggend af sal ek op my knieë neerval, en ek sal elke keer, vir elke liewe een van julle persoonlik bid. Wat is dit wat jy vanaand moet surrender, wat jy besig is om te beheer? Is dit dalk jou verhouding? Is dit dalk jou huwelik? Is dit dalk iets wat besig is om met jou kind aan te gaan, en jy probeer beheer neem, en vir die Here wil jy moet dit surrender? Is dit dalk jou gesondheid? Jy probeer jou gesondheid beheer, en God wil hê jy moet dit surrender? Is dit dalk 'n vrees? Is dit angstigheid? Is dit wat hou met die wêreld aan die gang gaan, toekoms, dat jy probeer die toekoms beheer, en God sê, ek wil hê jy moet dit surrender? Wat is dit, kerk, wat jy vanaand probeer beheer, wat God wil hê jy moet surrender? Want sien, wat jy die meeste probeer kontrol, wys vir my waar jy God die minste vertrou. Sien, ek het by iemand op 'n stadium in my lewe geleer, ek vra myself 3 vrae, wanneer ek in 'n plek kom in my lewe waar ek probeer beheer neem. En ek wil vanaand hierdie 3 vrae vir jou vra, wat jou gaan leer. En die eerste vraag wat ek myself gewoonlik vra, wanneer ek in 'n plek kom waar ek beheer, is dat, nommer 1, is dit die moeite werd? Dis vraag 1. Die tweede vraag wat ek myself vra, is dit myne om te beheer? En die derde vraag wat ek myself vra, of moet God dit beheer? Moet God dit neem? Want die eerste vraag is dit die moeite werd, is dat baie van ons probeer dinge beheer wat nie eintlik 'n big deal is nie. Kan ek vir julle sê wat ek, die skottelgoedwasser. Want enige normale Christen, wat Jesus liefhet, weet, die skottelgoedwasser word met 'n strategie gepak. Die koppies bo, die groot borde aan die buitekant, die klein bordjies aan die binnekant, en die papbakkies voor. As jy 'n Christen is, as jy dit nie so pak nie, ek gaan nou vir jou kom bid. Kom vorentoe, gaan vir jou hande op lê. En ek probeer die skottelgoedwasser beheer in my lewe, terwyl Alicia, weet nie waar sit sy dit nie, maar sy pak dit net.
Sy pak dit net. En dan is ek en sy partykeer in mekaar se hare oor die skottelgoedwasser en dan vra ek myself af, Erik, is jy nie besig om iets te beheer wat jy nie behoort nie? Is dit nie moeite werd? Dan sê ek nee, seker nie. So dan pak sy dit nou maar en ek sê vir haar dankie. Is dit nie moeite werd? Die tweede vraag is dit myne om te beheer? Want kerk, sekere dinge moet jy ongelukkig doen. As jy weet dat dit warm is en jy wil die aircon aan hê, want jy wil warm kry, dan beteken dit dat jy weet jy gaan moet ekstra geld betaal op jou maandelikse rekening, water en ligte, as gevolg van die aircon. God kan dit nie vir jou doen nie, jy moet dit doen. En jy moet jouself daardie vraag vra, is dit wat ek besig is om te beheer, is dit iets wat ek moet beheer? Is dit iets wat ek moet beheer? As jy weet dat jy hierdie Paasnaweek gaan geld spandeer, want jy gaan 'n bietjie uit eet en jy gaan saam met kinders amazing goed doen, dan is dit jou verantwoordelikheid om te weet dat jy moet al lankal geld gespaar het, of die geld gebruik wat jy gespaar het, of gaan spaar, om dit te betaal, sodat jy nie in skuld kan kom nie. Dis jou verantwoordelikheid. Dis jou verantwoordelikheid. Is dit jou nou om te beheer? As jy wil graag trou, vir die singles, jy gaan moet begin date. Ek weet nie wie dit geweet het nie. Jesus gaan nie net 'n sexy hot man by jou deur laat opklim nie. Jy gaan moet date. En jy gaan moet begin iemand vra vir koffie. Of begin bad. Of deodorant spuit. Maar jy gaan beheer moet neem daaroor. Right? En die derde vraag is, moet God dit neem? Want sien kerk, daar's tye wat jy moet weet dat net God dit kan doen. Daar's tye wat jy gaan moet weet dat jy kan nie jou huweliksmaat change nie. God kan. En jy gaan dit vir hom moet gee. En jy gaan hom vertrou daarmee. Daar's tye wat jy weet vir 'n feit jy kan nie genees nie. En jy gaan jou gesondheid vir God moet gee. En jy hom vertrou daarmee. Jou kinders, die toekoms. Voordat sê Spreuke 3 vers 5 tot 7 sê, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Daar staan nie, ken hom in net 72% van jou lewe en in dit wat jy doen en dan sal hy jou die regte. Daar staan, ken hom in alles. Kerk, daar is nie iets soos net 'n gedeeltelike oorgawe nie. Dis of alles of niks. En baie van ons wil surrender. Baie van ons wil sê, Here, ek surrender my lewe en ek surrender alles, Here, maar my kinders, wow, ek sal hulle self groot maak. Daar bly jy uit. Here, ek surrender my lewe weer vanaand, Here, ek gee weer vanaand my lewe, dit gaan alles vir U, maar wow, my geld, los my geld uit. My geld's my geld. Here, ek sal alles surrender, Here, ek sal alles surrender wat U sê, maar los my besigheid is my besigheid, laat ek daar werk. Here, ek vertrou U dat U gebede beantwoord, maar Here, ek weet daarom nie of U my gebede sal beantwoord nie. Sien kerk, hier's Jesus in die tuin van Getsemane, besig om te bid, want hy weet wat gaan kom, en hy kon enige oomblik beheer geneem het. Hy kon enige oomblik opgestaan het en net gesê het, Vader, ek gaan nie hierdie beker drink nie, maar in plaas daarvan vir God om beheer te neem, wat doen die Here? Jesus, hy surrender. Hy surrender. En die oomblik toe hy dit bid en hy sê, Here, U wil, maar nie my wil nie, toe daag die wagte daarop. En toe die wagte daarop kom, toe daag die wagte daarop om hom te arresteer. En as jy die storie so 'n bietjie ken, dan sal jy weet, Petrus het dadelik probeer om beheer te neem, en soos hy is, gryp hy toe sy swaard, en hy wikkel, swaai dit, en hy, kap die ou se, die een wag se oor af. En Jesus kyk na Petrus en sê, ai, Petrus, dis nie ons het doen nie. En hulle soek die arme ou se oor, en toe eventually toe hulle hom kry daar in die bos, toe gaan hy en hy sê, vat hy die wag en hy sê, in die naam van my, want hy kan ons nou nie sê in die naam van Jesus, want okay, whatever. Okay. Hy sê toe in die naam van my, en hy genees die oor. En hy kyk na Petrus en hy sê, ai Petrus, moes jy alweer beheer geneem het. Want sien, Jesus kon enige oomblik toe die wagte hom arresteer, 1000 engele van bo af roep, en hulle kon gekom het, en hulle kon al die wagte met oomblikke doodmaak, net daar en dan. Maar in plaas daarvan dat Jesus beheer neem, besluit Jesus om te surrender. Jesus is daardie aand gevang. Hy's gemartel.
Hy's geslaan, so by so, dat hy lyk nie eens meer soos 'n mens nie, 39 keer met 'n sweep, dat selfs sy organe het begin wys, as gevolg van daardie sweep, wat sy velle afruk, en in daardie toestand druk hulle nog 'n doringkroon op sy kop, in die stikkende vel, wat stikkend geslaan is, druk hulle koring, en hulle spyker hom met teen die kruis vas, met sy hande, en in sy voete, en hier hang die vlekkelose lam, sondelose mens, seun van God, hang hy, kaal, aan 'n kruis, met elke stukkie wat hy nog oor het, skree Jesus uit, en hy sê, Here, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En voor hy sy laaste asem uitblaas, skree hy hard op die kruis, sê hy, it is finished. En hy blaas sy laaste asem uit. En in daardie oomblik word die aarde donker. Kerk, Jesus kon enige tyd gekies het om beheer te neem. Maar hy het gekies om te surrender. Dit is nie waar die storie eindig nie. 3 dae later, toe die vrouens by die graf kom om Jesus se lijk skoon te maak, toe hulle by die graf kom, toe sien hulle dat die graf is leeg. Die klip het weggerol en die graf is leeg en die Seun van God het opgestaan en hy's nie meer daar nie. En Jesus, kerk, het vir my en jou sonde geword en in my en jou plek gesterf vir ons sonde, sodat almal, maak nie saak hoe ver jy is nie, maak nie saak hoe bad jy is nie, maak nie saak hoe messed up jy is nie, maak nie saak hoe seer of hoe gebroken jy is nie, dat as jy hom vanaand as jou redder erken, dan sê die Bybel, het hy gekom vanaand om jou te kom nuut maak. Nuut. Kerk, almal van ons het die krag om te beheer. Of ons het nie die krag om te beheer nie, maar almal van ons het die krag vanaand om te surrender. Matteus 10 vers 39 skryf, hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, en hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Met ander woorde, kerk, surrender is nie net vanaand besluit nie. Surrender is nie net 'n one-time besluit en sê, okay, ek surrender. Surrender is elke liewe dag, Here, ek gee weer my kinders vir U. Here, ek gee weer my lewe vir U. Here, ek gee weer my besigheid vir U. Here, ek gee weer die toekoms vir U. Kerk, wat probeer jy vanaand beheer, wat God wil hê jy moet surrender? Ek het myself die vraag gevra. Ek het myself die vraag gevra, Erik, wat moet jy surrender? Kan ek vir julle my antwoord gee? Is julle? Yes. Want julle surrender. Ek moet vanaand julle surrender, want ek het net 25 minute gehad vanaand om jou te probeer vertel van die goedheid van God. Om jou te probeer vertel van die genade en die liefde van God, en ek het net 25 minute gehad. En ek moet julle surrender, want ek weet nie of ek weer van julle mense gaan sien vanaand nie. En ek moet julle surrender. En ek moet julle surrender, want ek kan julle nie oortuig vanaand van wie Jesus is nie. En dit freak my uit. Dit freak my uit om te weet dat baie van julle het ek nie verlede week eens gesien in 'n kerk nie, en hierdie week wat kom, gaan ek 10 en hordes van julle glad nie eens weer sien in 'n kerk nie. En dit freak my uit, en ek moet julle surrender, want ek weet nie hoe kry julle dit reg. As ek Jesus ken soos ek hom ken, hoe van julle dit, hoe is julle okay daarmee?
Hoe's van julle okay daarmee om net een keer in 'n jaar kerk toe te kom of net een keer in 'n jaar na 'n buiteligdienste te kom en nooit ooit weer Jesus te loof en prys nie? Ek weet nie hoe julle dit regkry nie, maar ek moes julle vanaand surrender want ek probeer beheer neem, want ek wil so graag hê dat jy moet Jesus ken soos ek hom ken en van julle doen dit nie en ek moet julle surrender. Julle surrender. En nie surrender ek nou, Here. Want van julle mis Jesus 30 cm. Julle het hom almal hier, maar baie min van julle het hom hier. Jy mis uit. Jy mis uit op die beste tyd van jou lewe. En ek wil jou vanaand kom uitnooi om jou lewe vir Jesus te surrender. Ek wil jou vanaand kom uitnooi om dit wat jy het vir die Here te naam te gee en te surrender. En ek weet dis nie altyd 'n happy lewe nie en ek weet dis nie altyd 'n perfekte lewe nie, maar ek kan jou vanaand oortuig dat dis die beste lewe wat jy gaan kry. En as jy vanaand hier sit en jy voel alleen en jy sê, man, ek voel alleen. Dat jy vanaand jou hele lewe vir Jesus sal surrender, want Jesus wil jou vriend wees. En as jy vanaand hier sit en jy ly dalk aan depressie of jy sukkel met depressie, dat jy vanaand na Jesus toe sal surrender, want Jesus sê in die Bybel dat hy is jou vrede. En of as jy vanaand hier sit en jy sukkel met 'n gesondheid, dat jy vanaand na die Here toe sal surrender, want Jesus is Jehovah Rapha, wat beteken dat hy is die geneesheer. Of dalk sukkel jy met jou finansies, dat jy vanaand kan surrender jou finansies na die Here, want hy sê hy is Jehovah Jireh, wat sê hy is die voorsiener. Of dalk sit jy vanaand hier en jy voel messed up, man, en jy voel vol sonde en jy voel gebroken en jy weet nie wat se kant toe om te draai nie, dat jy vanaand jou lewe vir Jesus sal surrender, want Jesus sê in die Bybel dat hy wil jou redder wees. Surrender vanaand. Dat jy vanaand Jesus sal leer ken, want hy is jou herder. En hy is die een wat jou siel weer vanaand wil kom nuut maak. Kerk, surrender vanaand. Wat is dit wat jy probeer beheer neem, wat jy vanaand moet surrender, want Jesus is die brood van die lewe. En as jy van hom eet, sal jy nooit weer honger kry van hierdie wêreld nie. En Jesus is die lewende water en jy sal nooit weer dors wees nie. En hy is die lam van God wat jou verlos van jou sonde en hy is die leeu van Juda wat oor jou lewe gaan regeer en hy is die koning van die konings. Surrender vanaand, kerk. Surrender vanaand jou depressie. Surrender vanaand hierdie angstigheid in jou. Surrender vanaand hierdie jou kinders. Surrender vanaand jou toekoms. Surrender jou huwelik. Surrender met Jesus. Jy het nie altyd die krag om te beheer nie, maar jy het altyd die krag om vanaand vir die Here weer te surrender. Te sê, Here, hier is my lewe weer. Surrender. Surrender. Dis die song. Wie moet ek hom gee? Wie kan ons sing? Hy surrender al. Surrender vanaand, kerk. Surrender vanaand. Kom staan net waar jy is. Staan vanaand en surrender vir die hand vir die Here. Surrender. I surrender. Geef vanaand jou depressie vir die Here. Jou kinders, jou toekoms, jou gesondheid. Hy wil jou lewe hê vanaand.
Here. I surrender. Jy sit vanaand mense, jy is 30 centimeter weg van die beste besluit in jou lewe. Jy sit vanaand hier, jy ken Jesus hier, maar jy het nog nooit Jesus leer ken hier. Jy het dalk al van hom gehoor en jy weet van hom, maar jy ken hom nie hier nie. En God het sy enigste seun gestuur vanaand, sodat jy vanaand gered kan word. Hy het juis gekom, Jesus sê, hy het juis gekom vir mense soos ek en jy. Mense wat messed up is. Mense wat vol sonde is. Mense wat hopeloos is. En hy het hy's gekruisig. Maar prys die Here, na 3 dae het hy weer opgestaan. En die feit dat hy opgestaan het, staan aan sy woord, dat almal wat vanaand hom aanroep en sê, Here, wees my lewe, wees my redder, ek surrender my lewe aan U, sê die Bybel baie duidelik, jy sal weer nuut gemaak word. Kerk, jy het nie nodig om eers te leer bid en eers jou lewe agter mekaar te kry, voordat Jesus jou lewe kan verander nie. Hy kan vanaand, net daar waar jy is, kan hy vanaand jou lewe change. Ek weet nie wie van julle kort vergifnis vanaand. Dalk sit mense vanaand en jy is absoluut in die donker en jy kort Jesus. Jy kort die lig van hierdie wêreld. Surrender vanaand jou lewe. Dalk het iemand jou genooi. Dalk is dit vir die heel eerste keer wat jy gekom het en jy hierdie ervaar het en nou is daar hierdie ding in jou hart wat so besig om te klop en jy weet, jy moet regmaak met die Here. Dalk het jy ver wyd geloop en hier is jy vanaand. Terug. En die Here wil vanaand vir jou vra, surrender jou lewe. Dit is nie 'n kopding vanaand nie, dit is 'n hartding. En net al vir 'n oomblik wil ek hê almal se oë net toe. Ek wil hê jy moet net vir 'n oomblik fokus op jouself. Nie die ou langs jou nie wat die ou voor jou gemaak nie. As jy weet jy kort vanaand Jesus. As jy vanaand hier sit en jy weet, ek moet regmaak met die Here, Erik. Nee doch, ek gaan jou nie vra om vorentoe te kom nie. Al wat ek van jou vanaand gaan vra, is wanneer ek nou vir jou bid, wil jy nie net vir 'n oomblik jou hand in die lug kan opsteek en kan sê, Here, daai sê ek wil my lewe weer teruggee vir U. Jy kan hom net so in die lug opsit en jy kan hom dadelik weer laat sak, as dit jy is vanaand. En jy wil jou hart, dankie. As jy weet, jy moet vanaand surrender. So maklik soos dit. Surrender, dankie daar agter. Dankie. Here, ek kom bid vir elke persoon wat vanaand gekom het. Here, wat vanaand weer wil surrender, Here. Wat weer vanaand sy lewe wil teruggee vir U. Here, dalk het hy 'n wye pad geloop, Here, dalk sit hy vanaand hier en hy's gebroken en hy voel hopeloos, Here, en hy het 'n redder nodig, iemand wat hom kom red, Here. En kom bid ek dat U vanaand weer iets nuuts kom maak. Here, elke hand wat opgegaan het. Here, mag dit 'n nuwe hart wees wat U kry. En ons kom loof U daarvoor, Here. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Kan ons vanaand die Here 'n hande klap gee?